tow truck drivers. Ek weet ek wil bietjie nou meer aan dit aanraak. Maar jy is ook ouens wat amper nooit enige recognition kry nie. Ja, yes. Hulle is ook naby aan my hart, jy weet, want hulle sien en hulle voel en hulle ruik en jy weet alles wat ons sien as first responders op 'n toneel en jy weet hulle is daar om ook 'n jy weet 'n vital werk te doen op die toneel waar jy weet as hulle dit nooit doen nie dan gaan hierdie karre net langs die pad staan en so aan. So aside from it being hulle livelihood, maar ek meen paramedics doen dit ook vir livelihood. Jy weet om pasiënte weg te vat, hulle vat die karre weg en die towing ouens het my menigmale gehelp al op 'n toneel, jy weet waar 'n kar onstabiel is op jy weet op sy sy en so aan. En die brandweer, jy weet, is byvoorbeeld ver uit op die Valdampad en die brandweer is nog 'n halfuur of wat uit om te kom help. Dan jy weet jy vra die towing ouens en hulle het sterk winches op hulle bakkies en hulle is altyd bereid om te help, jy weet. Met so 'n jy weet om 'n kar te stabiliseer. Jy weet in so 'n geval, ek het nog nooit 'n towing ou gekry wat gesê het nee, hy sal my nie help stabiliseer nie. Hulle doen dit altyd om te help en so aan. En Ja, skus ja. Nee, praat maar. Ja, hulle is ook, jy weet, baie kere kom hulle op 'n toneel, hulle kry die ongeluk, jy weet, en die mense sê nou nie van die beserings en so aan nie, hulle sal baie van die kere, jy weet, die ouer, meer ervare towing ouens, terwyl ons op pad is, dan sal hulle ons bel en al klaar sê, jy weet, daar's nou ernstige pasiënte, dan kan ons onsself voorberei, om miskien die chopper op standby te sit, of jy weet, hospitaal op standby te sit en so aan, so dit help ook vooruit dink. Jy weet vir ons vooruit beplanning en so aan. So nee, die towing ouens, jy weet, is baie naby my hart op tonele ook, soos die volunteers, jy weet. Vital part of the community is die towing mense. Hi Eben, ek gaan jou môre of so kontak. Kan ek en jy 'n bietjie gesels. Eben, terwyl voordat ons nou amptelik begin, hoe voel jy oor vrywilligers wat het jy al goeie ervarings gehad met vrywilligers wat jou gehelp het al op tonele? Ekskuus, Eben. Ja, met Eben. Sorry man. Ja, ek dink soos met die paramedic, die tow truck ouens, ek was nou die dag by ongeluk gewees en een ding wat nogal crazy is, en ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar hulle is meeste van die tyd nog voor die res van die mense op die toneel. Ja, hulle sien die raw ding, en ek was nou die dag by ongeluk, waar die tow truck ouens regtig uitmuntend was, en hulle het met alles gehelp, hulle het waar ook al hulle benodig was, het hulle gehelp en hulle het getraai. Ja, nee, ek het al towing ouens ook laat, jy weet, by groot tonele waar byvoorbeeld 'n taxi of 'n bus ongeluk, jy weet, ek gee hulle handskoene en laat hulle aangaan, jy weet, wys wat om te doen. En hulle is meer as bereid om te help ook, somme inspring en bloeding stop en spalk en sulke goede. So ja, hulle is belangrik. Kevin sê jy lyk mooi vanaand. Kevin. Hallo Kevin. Kevin is 'n brandweerman, vir die wat nie weet. 'n Jong brandweerman. Dankie Kevin, hoor. Eben sê ook, hy was vir lank 'n volunteer voordat hy permanent begin werk het as EMS. Dus die volunteers is baie belangrik in enige diens. Dus dis presies ons hardloop ook vir dit. Ja, nee, ek stem heeltemal saam met Eben. En ag wel, jy weet, as ek kyk na my carrière, ek het ook maar begin as 'n volunteer, as 'n St. John ambulance ouetjie. So jy weet, ons het almal maar 'n route daar. Waar ons begin as 'n volunteer, no payment of jy weet net uit die hart uit. So ja, ek weet presies waarvan Eben praat en sy volunteerdays plant saadjies vir daai groot stap om na die professie te gaan. Presies. Ja. So ja, dis 7:00. Vir die wat nie weet nie, Lance is nou al vir die laaste 35 jaar
paramedic of medic? Wel, ek het begin in die brandweer, 1990, net as 'n brandweerman en ek het paramedic geword, Advanced Life Support Paramedic 1996. So dis nogal 'n hele ruk. Ja, 29 years as 'n paramedic en dan 35 jaar as 'n geheel in die nooddienste. Yes. Hoe meer ek met jou gesels, hoe meer ek, vir die wat ook nie weet nie, gister was Lance se verjaarsdag gewees. En gisteraand toe ons by hom was, JP het ook nou gejoin. Ek en JP was by Lance gewees. JP is ook 'n kapelaan en toe ons by Lance was en ons praat weer oor staaltjies of meerendeels ek het nie reg sulke interessante staaltjies nie, maar hoe meer hy praat, hoe meer as ek soos daar's letterlik seker nog niks wat jy nie gesien het in die bedryf nie. So Lance, sommer weer eens geluk met jou verjaarsdag gister. Dankie. Ek wil afskop vanaand. Jy het een keer gepraat van 'n ongeluk by die visgat. Ek dink waar jy onderstebo gehang het of die pasiënt het onderstebo gehang. Daai trokongeluk, ja, dit was so 2003 toe kry ons 'n oproep daar by daai enkelbrug wat op die visgatpad is net voor Randwaterraad. As jy nou, jy weet van die Verlierspad af ry Randwaterraad se kant toe. En daar's daai enkelbrug daar en twee karre kan nou nie oor daai brug gelyk ry nie en ongelukkig het hulle dit beproef daai aand. En 'n trok het van Randwaterraad se kant af gekom en hy het basies op sy sy beland binnekant die rivier langs die brug en hy het onderstebo gehang met sy been. Ek kan nie vir jou sê hoe hy dit reg gekry nie, maar hy het onderstebo gehang met sy been wat vasgekeer is in die binnekant die stuurwiel van die trok. Seker maar met die skit en die rol en so aan het hy so onderstebo gehang. En sy kop was, jy weet, soos wat dit in die rivier geval het, sy kop was omtrent so 15 cm net bo die water gehang. So dit was nogal 'n technical call daai. So ja, hy het onderstebo gehang, ja. En hoe het julle Cupcake sê geluk met jou verjaarsdag? Jy bent sê geleerdheid maak nie 'n goeie medic nie. Die nuwe stelsel stoot baie goeie hande uit. Absoluut. Cupcake sê jou beeld is bietjie sideways. Kom ons kyk of ek iets kan doen omtrent dit. Is dit beter? Ek weet. So hoe het julle hom toe uitgekry? Wat was obviously is a challenging rescue, maar wat was soos die chain of thought daar? Wel kyk, ek was eers op toneel toe het ek basies access gegain deur die kantruit van die trok wat nou natuurlik bo was, soos wat die trok op sy gelê het. En toe ek in die trok inklim, toe het ek hom basies net, jy weet, gestabiliseer, vasgehou. Die ambulans was kort op my hakke daar, en ons het Kendrick gebruik om hom eers onderstebo laat stabiliseer. Die brandweer het toe ook kort daarna gearriveer en hulle die voorruit van die trok uitgehaal, so daar was nou 'n bietjie beter access vir die persoon. En toe, terwyl ons nou hom onderstebo het ek hom drip opgesit, 'n bietjie pynmedikasie toegedien want hy het albei sy femurs gebreek. En dis nou sy bobene. En toe kom die brandweer en hulle het nou, toe ek nou al daai goed gedoen het, terwyl ons hom nou vashou, toe kon hulle eers die stuurwiel knip om sy bene daar uit te kry. En met dit het ons hom so uitgeglip voor die vooruit op 'n spineboard en toe daar uitgekry. Yes. Ek was een keer by 'n call waar 'n trok op die highway, weet jy daai trok met die twee trailers agter, maar daai coils vervoer. Ja. Coils. Die trok het gerol in die middel van die highway in en die trok was toe op sy dak, so die drywer was binnekant vasgekeer. Ja. En ek moet sê, Kevin, wat nou, hy is in die spesifieke brandweer wat hierdie rescue gedoen het. En
ek kan onthou hoe hulle, want jy kan nie net die pillars sny nie, want anders is sak alles, die engine en alles op die, so jy kan net om die ou sny om uit te kry, maar dit het vir 'n week lank voor die tyd gereën. So hoe meer hulle die hydraulics ingedruk het, hoe meer het dit in die grond ingesak. Ja, So dis nie net soos op movies wat 'n trok arriveer en tjoep 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 soos op Station 19 en dan is alles gered en alles werklike ongelukke lees nie textbooks en kyk movies nie. nee, kan nie scripts gee nie. Ja, nee, absoluut. En jy was een keer ook, jy het my een keer vertel van 'n kliprivier ongeluk. Ook 'n ongeluk waar iemand blykbaar, ek dink onder so bo gehang het of hulle moes jou gehoist het of iets. Kliprivier, ek kan nou nie daai ene onthou nie. Ja, ekskuus man. Nee, As jy bietjie meer detail gee, dan kan ek miskien onthou. Het ons gisterand daaroor gepraat? nee, dit is ook 'n ongeluk waar 'n ou van, ek dink van die highway afgery het in die klip. Ja, dit was op die op die Kliprivier. Daar ek het gedink aan die Kliprivierpad, skus. Die Kliprivier self op die R59. Daar waar hy net voor Elrode, waar hy oor die Kliprivier gaan het, dat ou met sy Camry tussen die twee snelweë, jy weet, in die rivier beland. En net onder die snelweg is daar so klein eilandjie, hy het so in die boom vasgevlieg en toe val hy, en dit was nog met 'n Camry gewees, ek kan onthou die kar onthou, en hy het ook slegte beenfrakture en pelvisfrakture gehad, en wat se naam, daar was geen access na hom toe, ons moes ver ry om te kom, maar gelukkig was die brandweer daar ook, die brandweer waar Kevin werk, was hulle daar, en hulle het my jy weet, laat abseil, af na die auto met my sak en goeders, ons het hom so behandel daar, en terwyl ons nou daaronder behandel, het hulle die rigging nou gechange, laat hulle ons weer kan hoist, en toe sit ons hom in 'n basket stretcher, en ons het hom so uitgekry, want daar was nie, jy weet, al het ons kon ons onderkom, jy weet, dit sou moeilik gewees het om oor die rivier te kom, tot by die eilandjie, so jy weet, die beste access was die direkte access van bo af, terwyl jy 'n goeie span het wat daarbo gewerk het. Ek kan onthou Tertius was op daai toneel, hy het in beheer gevat van die rigging, en dit was awesome geweest, jy weet. Ek dink baie mense ken vir Tertius, hy's 'n baie goeie brandweerman en baie goeie ervare brandweerman, en ja, ek het baie veilig in sy hande gevoel, jy weet, terwyl ek nou af met die toue en op met die toue en so aan, saam met die pasiënt en so aan. So ja, dit was 'n lekker technical, jy weet, call-out daai. Gelukkig het hy vasgesit nie, anders moes ons nou die hele rescue daar afgevat het en so aan, so, maar hierdie het nou nie vasgesit nie, hy was soort van buitekant die kar. Hy het homself so half en half met al die pyn en so aan, probeer ook uitkry, so hy het halflyf by die kar uitgehang, toe ek by hom kom, en dus ja, toe begin ek met noodbehandeling, pynmedikasie gegee, en toe hoist hulle ons daar uit. Ek dink hy was Alberton Hospitaal toe, en ja, met ons ambulans daai tyd. Jy het nou gepraat van Tertius, maar ek dink dit is verskriklik nodig, maar dit is eintlik in vandag se tyd 'n voorreg om saam met mense te kan werk wat hulle werk ken. Absoluut, ja. Soos Tertius en hierdie brandweermanne, ek kan onthou daai dag met die trok wat gerol het, hierdie ouens, en dis nie net van vat 'n Jaws of Life en sny nie, daar's soveel tegniese goed aan verbonde, soveel goed wat jy in gedagte moet hou, dat dit is eintlik aangevoel om hierdie ouens in aksie te sien. Ja, veral nou met die nuwe karre, jy weet, daar's jy weet, breekpunte en punte wat onder stres is, en jy weet, verhardingpunte en sulke dinge, so ja, jy moet basies elke kar leer ken en so. Die rescues van vandag is net van, kom ons knip 'n pilaar en jy weet, kry 'n ruit uit, so ja, die ouens moet die karre leer ken, en nou met die elektriese karre, jy weet, dit pose nog 'n ekstra, jy weet, jy weet, 'n ander approach op die kar, jy weet, om veral as hy begin brand. So ja, dit is heeltemal 'n ander ballgame. Heeltemal anders ander technical problems wat jy daar kan kry.
Ja. En dan daar is hierdie is een van die stories wat jy laasweek vertel het. Maar ek wil graag hê jy moet dit weer vertel. Maar dit is 'n storie wat redelik impak op my gemaak het, of gelaat het. En dit is daai een oor die Sabine shooting. En hoekom dit belangrik is dat, want ek weet nie hoeveel kykers hierso is, in hierdie wêreld van paramedics en brandweer en polisie en goed nie. Ek dink hulle besef altyd die gevaar wat julle as paramedics ook in die gesig staar nie. Ja, jy gaan my weer laat hoendervleis kry om daai storie weer te vertel, maar ja, dit was baie Sabine soos jy gesê het. En die oproep het deurgekom is multiple shootings. Ek was die enigste kar op daai stadium wat op pad soontoe was, want die ander voertuie was uit op 'n ongeluk op die Valdampad uit. En ja, ek het jy weet natuurlik eers daar aangekom terwyl ek nou wag vir die ambulanse van die Valdampad af. En ek het ingegaan net met my stetoskoop. Die polisie was daar, so ek het redelik veilig gevoel, want jy weet polisie is nou daar en lyk asof dit nou nie, jy weet, daar was nie enigiets hard of enigiets, so net my handskoene aangetrek en toe doen ek 'n triage op die pasiënte om te gaan kyk hoeveel pasiënte is daar, wat se beserings en so aan, wat ek kan opsomming maak van wat se resources ons nodig het, jy weet, ekstra ambulans of miskien 'n chopper of so ietsie. En die eerste pasiënt was in die ingangsportaal, hy het met sy rug teen die muur gelê. Hy het gepraat en alles, hy was wel deur die nek geskiet, maar dit was baie oppervlakkig en geen ernstige bloeding of enigiets nie, en hy kon nog praat met my. En so sy airway was oop, hy het asem gehaal en daar was nie enige major bleeding nie. En toe gaan ek na die tweede ou toe wat so op 'n krat biere gelê, in dieselfde vertrek as wat jy weet nie, so sitkamer area. En hy was 'n paar keer geskiet, so hy was oorlede. En die derde ou was in die kamer, hy het ook op, jy weet, daar was 'n bed daar en daar was ook 'n, jy weet, krat biere en hy het so daar, jy weet, ook oor die krat biere gelê en hy was 'n paar keer ook geskiet. Ook dood. So jy weet basies daar was net 3 mense wat beseer was, 2 wat dood is en 1 wat ons nou kon red. Ek het teruggegaan na my responskar toe, net terugvoering gegee, jy weet, ek sê 2 P4's, jy weet P4's nou jou dooie pasiënte en 1 P1. Ek het nog steeds om P1 gemaak oor die, jy weet, impak van die nek, want die swelling kan enige tyd enigiets jy weet, verander very rapidly met 'n nek skietwond in die nek. En toe gaan ek terug nou met my sak en so aan en ek het afgekniel om hierdie ou te behandel en net toe ek hom begin behandel, toe hoor ek hierdie helse commotion so agter my nou, ja, kry weer hoendervleis. En toe ek so omkyk, toe kyk ek in 'n loopwas van 'n vuurwapen. En ja, ek het net my gesig so weggetrek en ek het die slag gehoor en so warm gevoel in my gesig en natuurlik, jy weet, dit is letterlik, jy weet, baie van hierdie nuwe games is nogal akkuraat as jy Call of Duty speel en jy kry daai stun grenade en daai dowwe geluid. Ja, wing. En dit was regtig so hoor. Ek het toe my oë oopgemaak en toe kyk, toe val die pleister van die muur af wat agter die pasiënt gelê het. En toe hoor ek net so 'n paar dowwe skote agter my en toe voel ek iemand van agter af tel my op. Ek weet hy was 'n polisieman en ek weet hy was swart. Dis al wat ek weet van hom. Of hy groot was of nie, of net vol adrenalien was, hy het my basies opgetel en gehardloop met my na die responskar toe. Ek kon sy bulletproof voel agter op my rug. En hy het met my gehardloop en ek kon sy arm sien, jy weet, dis hoe geweet is 'n swart polisieman. En toe ek by die responskar kom, toe stoot hy my in die responskar en toe sê hy, hier so moet ek ry. En toe, ek het ry tot onder in die pad, dit was so T-aansluiting. En toe ek daar eers kom, toe slat die adrenalien my, toe begin ek bewe en daai shakes kry en so aan, en ek het dadelik op die radio gesê, die ambulans moet, jy weet, stop, hulle moet nie nader by die toneel kom nie. En so paar minute daarna, toe sien ek die mense bedui ek moet terugkom. En toe ek terugkom, toe die ander ou nou ook ongelukkig oorlede en daar was nou 'n 4de persoon. En toe leer ek daai 4de persoon wat dood is die ou wat die gun op my gerig het. En ek het toe later ook gehoor, dit was die ou wat ek wou behandel met die nek, die skietwond in die nek.
toe het ek gehoor hy was die ou wat die ander twee geskiet het wat die eienaars van die Shebeen was en almal was nou kwaad vir hom. En toe ek natuurlik kom, ek meen ek weet nie wie is hierdie ou nie. Ek vra nie Jy is onpartydig. Ja. En toe ek hierdie ou wou behandel, toe is nou almal kwaad vir my en toe wil hierdie ou my sommer uithaal. Op die toneel en gelukkig, jy weet, die polisie was naby. Hulle het hom nou ook uitgehaal, die ander ou wat my wou uithaal. En maar ja, daai swart polisieman, ek het nie eens geweet wie se op die toneel. Ek het probeer uitvind en sulke dinge, maar op so 'n hektiek toneel met so baie adrenalien en sulke dinge, ja, ek is innerlik dankbaar vir daai ou. Nee, dis daai is letterlik die Here uit jou lewe gered. Ja, absoluut, ja. En dan laasweek het jy ook gepraat oor die keer wat jy die ou se keel moes oopsny om hom te kon stabiliseer. Yes. Die verdagte van 'n byl by die winkel. Yes, wat in die gesig geskiet was met die hagelgeweer. Ja, nee, dit was ook maar 'n interessante geval. Dit is 'n prosedure wat ons nie baie doen in die beroep nie. Ja, ek het kans gekry daai keer. Ons het uitgegaan, dit was 'n jy weet 'n diefstal met aanvang. Mense het gesien die torches binnekant terwyl hulle die polisie en die polisie het ingegaan. Hulle het agter in die winkel ingegaan, agterom, en die een polisieman het net 'n hagelgeweer so in sy sy gedra. En toe hy so om die hoek kom, ja, so iets. Toe hy om die hoek kom, toe kom hierdie ou so om die hoek ook. En hy het net die sneller getrek en basies die ou se hele gesig weggeblaas en omtrent sy hele neus, sy ander kakebeen was nie daar nie, boonste kakebeen, ek dink was miskien een tand oor. En dis toe hulle ons nou roep, toe het die ou nog gelewe. En toe ek daar kom, jy weet, daar was geen anatomie nie, jy weet, om te kyk wat is, dit was soos 'n rond te krap in 'n, jy weet, jy weet, maalvleis. En probeer anatomie kry daar, en ek kon niks kry nie. Toe besluit ek om sy lugweg te beskerm, het ek besluit om hierdie cricothyroidotomy te doen, om te sny hierso, so tussen die thyroid cartilage en die cricoid cartilage is daar so 'n membraan, en jy sny daar so op en jy sit die tube daarin. En ja, dis maar die prosedure wat ek daar gedoen het. En ons het hom hospitaal toe gevat, Sebokeng hospitaal toe. Maar toe daai aand het ek opgevolg, hy is toe oorlede, want van daai korreltjies het in sy brein ingegaan en ja, hy was op pad uit in elk geval. Maar ons het daarom lewendig soort van by die hospitaal aangebring met daai prosedure, ja. Yes, dit is so lank woord, so 'n klein snytjie Thyroid membrane. Die prosedure se hele naam is cricothyroidotomy. Daar sê. Moes jy nie ook 'n keer soos 'n draad of iets indruk en hier by die mond uitkry om 'n pyp in te kry nie? Ja, dit was 'n ongeluk in Sebokeng, waar ek ook probeer intubeer en ek kon ook nie die cricothyroid membraan kry nie. En wat ek gedoen het, ek het jy weet 'n advanced kursus gedoen, rukkie voor dit. En hulle het ons geleer jy vang 'n basiese sentrale lyn wat jy onder die sleutelbeen nou insit, is jy weet 'n dik dripnaald basies wat hulle insit hierso. Jy vang daai selfe lyn en jy maak 'n klein gaatjie daar in plaas van nou te sny, want daar was ook nou nie anatomie soos die ou se keel nie. En ek het die stel daarso insit en hulle dit het 'n draadjie wat jy kan voet. En ek het die draadjie toe boontoe gevoet en toe in die ou se mond gekyk om te sien of ek enigiets kon sien, en ek het die draadjie toe gekry, toe trek ek die draadjie uit en ek het die tube, jy weet die buis wat jy gebruik om in die keel in te sit, oor die te sit. Hy kan net een plek dan gaan en dit is in die persoon se lugpyp. En toe sit ek hom, jy weet, in die ou se lugpyp in. So ja, tegnieks wat jy oor die jare leer. Yes. Daai is verskriklik interessant. Dan ek gaan nou hierdie ingooi, as jy nie daar wil praat nie, is fyn.
Ek verstaan ook. Maar jy het een keer my vertel van 'n redelike slegte selfmoord en so rukkie terug was ek, jy en JP by 'n selfmoord gewees. En dit het my vandag laat dink aan die storie wat jy van gepraat het, want 'n mens dink maar nogal aan baie dinge as jy by so 'n toneel wegry. Jy was een keer by 'n toneel met 'n pa en kinders. Ja, ja, nee, ja, dit was regtig 'n moeilike toneel. Dit spook nog by my elke nou en dan. Ja, dit was 'n gijslaar situasie in Vanderbijl. Ek kan nie eens ja, dit was ook in die vroeë 2000s, 2002 daar rond. Hulle het ons uitgeroep, die taakmag was daar en die polisie negotiator was daar ook en ja, hulle het ons geroep vir as ietsie gebeur. Want die pa het 'n vuurwapen gehad, hulle het vasgestel toe. Die ma het escape, basies uit die huis uit en sy het alles vir die polisie vertel en hy was binnekant die huis met klein babatjie en 'n jong seun, so 4 jaar oud. En ja, ekskuus man, dit is sommer 'n moeilike ene. En toe die negotiator eventually kry dat hulle die deur oopmaak. Toe hy die deur oopmaak, toe hoor ons net 3 skote gaan af. En toe ek nou naby kom, toe hoor ons net 'n gil. Jy weet, ek het nou nie ek het net gesien mense val. Ek het die voordeur gesien, nee, en ek het net hierdie gil gehoor wat dis 'n aardige gil. Waar die hostage negotiators in mekaar ingesak het en ons het gedink die ou het die negotiator geskiet en toe gaan die taakmag in reg agter die negotiator in en toe roep hulle my vinnig, jy weet, en toe ek daar kom, toe het hierdie ou ja, die klein seun geskiet, die babatjie en homself geskiet, nie die negotiator nie. Maar ja, dit was reg voor die negotiator en voor ons almal. En jy weet, almal kopwonde, so hulle het almal dit nie gemaak nie. Ja, dis maar 'n slegte toneel gewees. Daai is hardcore en dis wat ek eendag praat ek met iemand en ons praat oor 'n spesifieke toneel en die persoon is soos Jesus, daarom op bad goed wat 'n mens sien en goed. En ek sê ek dink dis 'n next level van trauma as jy dit sien gebeur. Dis een ding om die aftermath te sien soos wat ek sien. Maar dis 'n ander ding om iets in aksie te sien gebeur. Nee, absoluut. Dit sit 'n hele ander konteks op hierdie oproep, jy weet. Ek was al by familiemoorde gewees, jy weet, maar die ding is die feit dat ek dit gesien het. Heeltemal 'n ander konteks, jy weet, dis bad familiemoord en jy weet, maar ja, dis heeltemal 'n ander konteks as jy dit sien gebeur, hoor gebeur, jy hoor jy weet daai initial gil en sulke dinge, dit was 'n very very bad call daai ene. En dan ook is daar vir die mense wat nou kyk, ons het redelik baie mense, is daar enige vrae wat julle wil hê, ons het nog so 'n paar topics wat ons oor gaan gesels, maar is daar enige vrae, enige kommentaar? Ek weet Eben, ek weet nie of jy vir Eben ken nie, want hy het jy gepraat het van, ek dink dit was die waar die ou jou in die Shabine wou geskiet het hy het gesê van dit bring memories terug. Ek weet nie of hy jou dalk ken en of hy ook in 'n soortgelyke geval was nie. Dit sal interessant wees om te weet. Ja. Dis is nie nou enige vrae nie, so kom ons gaan aan en ja, ekskuus, dit is nou, daar was 'n mooi, ek het geweet ek kom opsit, het ek gedink, okay, dis dalk 'n baie touchy een. Maar ek dink is baie belangrik dat mense kan besef wat soos in jou lyn van werk of in die frontline as mense dit so kan sê, is daar soveel, jy kan nooit sê wat jy gaan kry nie. Jy kan eintlik nooit voorbereid wees op 'n call nie. Ja, nee, die fondasie is daar, maar elke call is anders. Elke call bring sy uniekheid uit. Jy weet, dis regtig ja, challenging omtrent elke call waar ons om uitgaan, ja.
Ek wil op ek dan nie hierdie ingesit nie, maar ek wil graag praat oor daai keer wat jy gesê het van in retrospek was dit 'n wonderwerk van die kind wat jy in die boot gekry het. Ja, yes, ja, soos wat jy weet ons nou die slegte van slegte sien, jy weet daar's ook daai wonderwerke wat jy weet wonderbaar van wonderbaar kan jy nou die teenoorgesteld sê. En daai was op die verlierspad, jy weet 'n jong paartjie was op pad na vakansie toe en hulle 'n klein babietjie agter in die seat gehad, op pad en ek neem aan 'n wiel het gebars, jy weet, maar hulle het van die pad af gegaan en toe rol hulle. En toe ons daar kom, toe is die ma en pa frantic, hulle kry geen nêrens die babietjie nie. En die babastoel waarin die babietjie vasgemaak was nog steeds, jy weet die halsbande was nog steeds vas aan mekaar en die babietjie was nêrens nie. Ons soek en ons soek en ons soek en jy weet ons het naderhand jy weet die hele polisie mag daar uit en ambulans mag en die brandweer met hulle groot spreiligte uit daar om te soek wat jy weet vir hierdie babietjie nou en eventually te hoor iemand jy weet 'n geluid soos 'n babietjie wat huil wat van agter die boot afkom. En toe ons die boot nou oopmaak, hier lê die babietjie, jy weet bo op die bagasie en swaan doodstil, rustig, jy weet bietjie kriewelrig, nie huilerig nie, maar jy weet kriewelrig. En dit was vir my ook 'n wonderwerk dat die babietjie jy weet as 'n babietjie uit die kar uit of enige iemand uit die kar uit gegooi, jy weet jou kanse van oorlewing and you know your motility and your morbidity increases by 75%. So jy weet om 'n klein pap babietjie buitekant 'n kar te kry is nooit 'n goeie ding. En hierdie babietjie was heel snoesig, nog met die kombersies opgerol daar binnekant die boot en ja, dit was vir ons net almal 'n wonderwerk dat hierdie kind absoluut niks oorgekom het nie. En sy babastoeltjie se seatbelt was nog vas soos wat dit was voor die ongeluk. Net soos wat dit vas was. Jy weet en toe ons nou kyk ook, jy weet dat hoe kom daai babietjie daar uit, weet ek nie. Dit was regtig 'n wonderwerk hoe daai babietjie daar agter beland het. Jy weet dit kan net die Here se hand wees wat daai babietjie gedra het tot daar agter. Jy weet in daai jy weet uit die stoeltjie uit. En wat se naam geen beserings nie, nie eens 'n merkie op die babietjie nie. Dit is, ek wil net gou hier, Eben sê hy was ook al in so 'n kol waar mense geskiet was. Kapkyk sê, ek het gehoor die gemiddelde leeftyd vir 'n paramedic is 5 jaar in terme van emosionele welstand. Hi Kayla. Ja, ek dink baie keer is jy sien wat Lance Aas gesien het, dink ek kan dit dalk nog korter wees. Maar gepraat van wonderwerk, hier is nog 'n paar goedjies wat hier opgekom het. Iemand sê daarso, can Lance please tell parents how imperative it is for kids to be in a car seat? Ja, ek weet nie wie jy is nie, skus ek MB something. Maar baie goeie vraag en iets wat baie naby my hart is jy weet seatbelts. Ek is in my familiekar, almal moet 'n seatbelt dra of jy ry nie saam met ons nie. Dit is so belangrik. Ek meen karre sou nie uitgekom het as dit nie 'n ding is wat werk nie, jy weet. En daar's toetse wat hulle doen op jy weet seatbelts en sulke dinge. So dit is definitief 'n ding wat werk. Jou kanse van oorlewing is baie groter. Op tonele. Ek het al kop-aan-kop botsings gesien op die N1. Een wat ek nou eintlik oor kan dink. Dit was twee identiese karre wat kop-aan-kop gebots het op die N1 net aan die kant die valplaza. Identies maak en model. Dit was nou nie dieselfde kleur nie. Maar die paar dit was man en vrou in die een kar en twee seuns in die ander kar. Die twee seuns in die ander kar het nie hulle seatbelts aangehad nie en die man en die vrou het hulle seatbelts aangehad. Ek het nog ergens 'n foto daarvan, jy moet my onthou, ek moet jou wys, nee. Die man en vrou het uitgeklim, hulle het gestaan
langs hulle voertuig, maar die 2 seuns is oorlede van die impak. So ek meen dit is lewendig bewyse dat seatbelts werk. Babastoeltjies, jy weet dit is vir my 'n petty ding, jy weet dit kriebel my as jy sien hierdie ma's en pa's wat rondry met hulle kinders op hulle seats en sulke dinge. Want jy weet daar's 'n paar faktore daar. Jy weet met die impak gaan jy gaan nooit daai kind kan vashou. Jy weet al is die kind 5 kg, jy weet met die spoed wat jy ry, jy weet en die ek weet nie wat se Afrikaanse woord nie, maar die inertia word daai kind se gewig, jy weet eksponensieel meer as wat jy kan vashou. Die tweede ding is, jy weet, jy kan jouself dan ook nie vashou nie want jy is swaarder as die kind en met jou liggaam druk jy daai kind teen die dashboard. En nou met die, jy weet, met die airbags wat uitkom, jy weet, dan is daai babietjie basies gesquash tussen die airbag wat uitkom teen, jy weet, duisende kilometer per uur en jy wat vorentoe gaan teen 'n paar kilometer uur met die met die impak en jy squash daai kind dood. Jy weet, ek het menige calls al gedoen so, jy weet, tot sover wat ek een keer in die moeilikheid was waar ek 'n ma gestop het en die kind staan, jy weet, sit op haar skoot en ek vra toe die ma, jy weet, wat is die naam van jou airbag? En jy weet, want dit is regtig so, want jou kind breek jou spoed teen die dashboard en jy crash jou eie kind. So jou kind act as 'n jy weet 'n airbag en toe bel sy my baas en wel, hy verstaan waar ek vandaan gekom het en so aan, maar sy het my baas geken. Ek het nie geweet sy het my baas geken daai tyd nie, maar toe sê hy net vir my, jy weet, is some things are left appropriate for other days. Wat ook waar is, maar jy weet, dis die ding van jy weet, paramedic, jy sien hierdie goeters en jy weet hoe erg is dit, you know, en dis mooi kinders wat voor op die seat staan en sulke dinge en ek het al baie kinders gekry wat hierdie vooruit jy weet gegaan het en dan jy weet hulle scarred for life ook, jy weet, om deur daai vooruit te gaan. Wat basies gebeur daar is jou gesig gaan deur en al daai glas breek saam met jou gesig en as jy terugtrek dan sny dit al daai, jy weet, velle af en so aan, jy weet, jou kind of die persoon wat deur die vooruit gaan, jy weet, doesn't come out there the same and it's not a pretty picture hoor. So ja, nee, ek het daai vraag gevra, wat se naams, ek het 'n petty ding met dit, veral met kinders wat nie vasgemaak is in 'n kar nie en dit is bitter belangrik. Ek kan getuig nou die dag toe vra Lance kan ek hom gaan aflaai by die huis nadat ons by 'n toneel is en terwyl ons ry sê hy vir my meneer het jou kar gekom met safety belts. Ek sê ja, hoekom? Hy sê nou sit dit aan. So ja, ek weet hy is redelik petty. Lars, jy sal nie raai nie, Joe is hierso. Joe Hoy. My dogtertjie. En sy sê vir die mense wat nie weet nie, Joe Hoy is net so 'n awesome paramedic. Sy is ook nou gekwalifiseer om rescues en goed te doen. So sy het ook 'n Jaws of Life van haar ambulans en goed. So baie respek vir haar. Sy sê later jy vertel van die call by die woonstaatblok wat gebrand het en die brandweer met MI. Ek weet nie wat is MI nie. Myocardial infarction. Ja, Jessie, dit was ook nou 'n geval, nie eens 'n jaar terug nie, het ons hierdie ou gekry, een van die brandweermanne, toe ons uitgaan na 'n brand toe, toe kollaboreer hy langs die brandweertrok reg voor ons, myself en Rian Denton, wat nou Joe se partner is op die rescue en so aan. En jy weet, dit wys nou net die belangrikheid van early CPR en early defibrillation. Nou CPR is, jy weet, hartmassering en defibrillation is daai skok wat jy kan gee. En die brandweerman het voor ons gekollaboreer, geen pols of enigiets nie. Ek en Denton het dadelik begin met kompressies op jou se bors en sit vir Joe gestuur vir die AED wat die skokmasjien is, basies. En toe sy terugkom, toe gee ons hom een skok en sy het 'n paar kompressies mee gedoen. En ja, die ou, ek het hom juis vandag gesien in die beerkamer by die brandweer. Hy lewe nog, hy's nou nie weer terug op die pad nie want hy moes 'n hartoperasie gaan doen na die tyd.
So hy is ongeskik verklaar vir operasioneel, maar hy sit nou in die beerkamer. En ja, dit was 'n awesome call saam met Joe wat ek onlangs gedoen het. En jy weet spanwerk, jy weet soos om weet waar is jou toerusting. Joe het dadelik geweet waarvoor om te gaan. Rian Denton en ek het dadelik begin met kompressies. As jy met die ou mense werk wat lank in die diens is en jy lank skouers met hulle gevryf het, jy weet op tonele, dan is dit amper nie eens nodig vir woorde nie. Dit is eintlik snaaks want ons ken mekaar so goed, jy weet ons ja, it's all automated motion wat ons deurgaan. Maar een ding wat ek kan sê van Joe, ek was al by 1 of 2 calls wat ek gesien het hoe sy operate. Yes, en sy oral waar daar iets is om te doen, is sy. Ja, absoluut. Rarig sy laas ek het al vir jou gesê, ek admireer haar eintlik so baie en baie van hoe sy op 'n toneel is eintlik maar waarna ek streef om so sy te kan wees. Nee, ek is ernstig. Ek is bly sy is dis hoekom ek het sommer my skoonpa het altyd gesê, soekie blomme op sy begrafnis, nee, hy soek blomme terwyl hy lewe. So Joe, daar is vir jou blomme. jy inspireer iemand soos wat laat jou geïnspireer het. Nee, Joe, maar ek moet ook net sê, nee, Joe maak my verskriklik trots hoor. Ek gaan nou nie baie sê nie, maar Joe het basies voor my groot geword langsaan en sy was altyd sy het altyd my kom vra na die toneel en sulke dinge. Sy het altyd vir my gesê sy gaan 'n paramedic word en well done Joe, ek is regtig trots op jou hoor. En sy is nie net 'n paramedic nie, sy is 'n uitmuntende paramedic. Sy het die beste leermeester gehad. Maar Joe, ek het jou dan nie geleer nie. Joke, sy praat van jou. Ek sien daar so. Ag, is 'n plesier Joe. Net 'n plesier. Alright, en dan was terwyl ons praat oor wonderwerke, ek, jy en ek dink JP is ook nog hier, so hy kyk ook nog. Ek, jy en JP was op 'n call van 'n ongeluk waar 'n jong meisie by die kar uitgegooi was. En ek kan onthou, ek het by haar, ek was toe nog voordat sy in die ambulans was ek daar. En terwyl sy in die ambulans was en ek kan onthou, alles was net vol bloed en gegorrel en jy en JP het op die toneel gekom en langs die kort, sy het mos soos 'n skeer in haar lewer gehad, inwendige bloeding, soos alles, all odds were stacked against her. En ek weet jy en JP het by die hospitaal vir haar male gebid en vir haar ook en dinge het net so, ek wil nou nie 'n lang storie vertel, want daar's tog seker nog 2 interessante goed, maar hierdie meisie het en ek het gesien, ek was daar, ek kan getuig, en dit is iets wat my altyd sal bybly, en hoe julle vir haar gebid het, en hoe sy 2-3 dae daarna al begin te, soos 'n 180 te maak. En vandag gaan sy aan, sy lewe, sy operate 100%, ja. Dit was regtig wonderwerk wat ons voor ons gesien het, jy weet wat dit aan betref, jy weet, dit was fantasties soos wat jy verduidelik het. Yes, dit was amazing. En dan van gebed. Ekskuus. Die krag van gebed het ek daai ja. Daar was 'n ander beraader, Jolandi Koetser. Ek weet dit is 'n amazing vrou. Ek is mal oor haar. Sy ken vir die meisiekind wat uit die kar uitgegooi is. En sy het die aand, dit was al voor ek op die toneel gekom het, toe was sy al daar. Toe het sy op haar knieë gegaan en die meisiekind sy voete vasgehou en vir haar gebid. En ek het al so ruk na dit het ek al vertel van die meisie se pa wat by die ambulans gestaan het en die hele tyd die meisiekind se voete gevryf het. En toe sê sy, daar moet iets wees omtrent die voete, want sy het 'n rukkie voor dit vir die kind gebid en haar voete gevryf. Ja. So yes, daar is amazing. Moet net sien, early CPR is crucial. Ek en Lance het na 18 maande ou kind suksesvol geresus na early CPR. ELG, ek weet nie wie is ELG nie, ek weet nie of jy
Nee. Enige persoon miskien wat naby is Ella, as dit Ella is. Dan is daar Havenga. Ek onthou ek het as porter by Walmed Hospitaal gewerk, altyd op gekyk na Lance, toe doen ek BAA. Ja, dis ook 'n ouetjie wat ek oor baie trots is. Jy weet, soos hy sê, hy was 'n portier daar by die ou Valmet, wat nou Emphileni Medikliniek is en ja, Okay. hard geleer. Hy's ook nou 'n BAA. Hy werk ek dink vir 'n sekuriteitsmaatskappy. So hy help uit met die pasiënte sowel as sekuriteit. ELG is Ewart. Hy sê neer Drowning in Walkerville. Die Fransie. Nou yes. As dit ewe goed om vir jou te hoor. Ja, Evert het ook by 'n brandweer gewerk. Uitmuntende brandweerman. Wat ek ook mee skouers gekrap het, baie tonele gedoen. En nee, ons het lekker saam gewerk. Ek bly is ook hier so Evert. Yes, it is amazing. Dan om weer 'n bietjie 'n donker topik aan te raak. Jy was een keer ook by 'n soos Halloween ding waar die kinders 'n dier of iets met mekaar gevat het, 'n offer wat hulle wou maak. Ja, dit was op Halloween. Ek was aan diens toe Crown se oproep was in Vanderbijl. Die eerste ene, jy weet, 'n kind wat homself, jy weet, gehang het met die das. En toe gaan ons na die volgende een, dit's presies dieselfde prentjie, maar op jy weet op 'n ander jy weet 'n ander location by 'n ander huis. En toe ons by die derde ene kom, toe begin ons eintlik snap, jy weet wat hierso aangaan. Dis Halloween en jy weet, hulle het nou hierdie dare gemaak vir hulle dat hulle gaan, I don't know if it was meet your maker of whatever, maar hulle het hierdie dare gedoen op Halloween. Hulle was deel van 'n satanistiese groep in hierdie jy weet uit hierdie skool uit. En wat se naams toe kry ons die 4de call en die 4de call was ook die kind was oorlede. En ons het so van al begin rondbel en jy weet wie is die ander kinders in hierdie groep en so aan. En toe kry ons die 5de ene, maar die 5de ene was klaar gebel deur die ma. Jy weet mense het hulle begin in die hande kry. En die ma het toe ingestap toe die dogter haarself wou probeer ophang. En toe ons daar kom toe help ons haar en so aan ons sy's hospitaal toe. So uit 5 uit was sy die enigste oorlewende van daai ritueel, as jy dit wil so noem. Maar baie donker kool ook op Halloween en ja, elke Halloween dan ja, daai kool herinner my, jy weet, diep dinge in hierdie lewe van jou keuses, jy weet, aan wie gaan jy jou lewe vasmaak, jy weet teenoor. Ja. Haven gesê hy onthou daai kinders, baie DOA's gekry by die hospitaal daai tyd. Dis reg ja, ek dink Jacques was aan diens as ek kan onthou met die 5de kind wat ons het die kind val met toe gepad. Ja. Ek kan dit duidelik onthou. Ek kan nie onthou of Jacques regtig daar was nie, maar heel waarskynlik hy was altyd daar. Henry sê hallo Lance. Hallo Henry, goed. Dis ek Henry Delta. Henry Horn. Welkom terug Eben, bly jy is weer hierso. Alright, en dan jy het baie keer saam met die taak mag ook gewerk. Soos hulle het jou jy het hier in die Vaaldriehoek ook saam met hulle gewerk. Ja, ag hulle het my net baie gebel, jy weet vir tonele waar hulle gegaan het. Ek was nou nie 'n rekkie medic nie. Ek is bang as skote klap en so. So ja, maar hulle het basies jy weet as hulle nou penetrasie doen in 'n huis of jy weet soos daai geval van die gijslaer en seker het hulle my baie gebel om jy weet net bystand terug in die agtergrond as ietsie gebeur. So jy weet in die agtergrond vir my was baie ver. Ek wou nie te naby aan tonele kom nie, maar as ek die skote hoor klap en sulke dinge dan het ek ingegaan. So ag ek het nou nie direk saam met hulle gewerk nie, maar jy weet op tonele was ek saam met hulle en ja, hele klomp tonele bygewoon waar hulle huispenetrasies doen, waar hulle inligting kry oor 'n transieteroof, jy weet kingpin en so aan. Dan gaan hulle in, haal hom uit of arresteer hom. As iemand seer is, dan is daar 'n medic naby.
Yes, sê dit is 'n voorreg want ek dink daar's baie medics wat kan sê hulle word gebel vir sulke goed nie. Ja, nee wel, dit daai jare dit die selfoon het net uitgekom en jy weet ek was in 'n privaat ambulansdiens en 'n paar tonele saam met hulle bygewoon en ons het begin mekaar leer ken en hulle het my nommer gevat en sodoende het hulle jy weet my begin bel af veral as hulle hierso ergens in die Valdriehoek oproep gekry. So ja, um, ek dink dit ja, ek weet dit was 'n groot eer om saam met hulle te werk. Jy weet jy leer nou 'n heeltemal 'n ander tipe van frontlyn en swan en jy weet goeie mense daai. Jy weet die taakmag ouens, hulle is regtig goed opgelei en ja, ek voel baie veilig met hulle. Alhoewel ek nog so ver agtertoe gestaan, maar ja, hulle is baie goeie ouens daai. MB7 vra, please tell the story when you responded to a toilet drowning and the father held you up on the way. O, nou weet ek wie's MB. MB is Jolene se sussie, Marie Botha. Nou toe ek mooi kyk, te sê, wag 'n bietjie. Okay, Marie. Ja, kan daai nou onthou waar die pa my jy weet basies gijslaag gehou om sy kind se lewe te red en ja, you know, hy was maar net 'n groot skok en I don't think he done it intentionally. Ek dink hy het dit meer gedoen uit skok uit. Om jy weet laat ek sy kind se lewe red. Ek het langer CPR gedoen as wat ek sou gedoen het op 'n normale geval. But it was just more to get the police there en hom gestabiliseer and maybe a bit of peace of mind in die ou ook, jy weet dat regtig alles en nog meer gedoen was vir die kind. So ja, ek kan daai onthou. Cupcake sê kom ons print vir Lance 'n T-shirt. Been there and done that all. You don't scare me. Yeah, I still get scared. Maar baie dankie ja. Hawe gehad gepraat. Ek dink hy het verwys aan vir die kinders van Halloween waar die beld gelak het om die kind se nek. Ek weet nie of so ja, ek dink hy was dan daai aan daar gewees. Nou daar so sien ek ja, was 'n verpleegster wat geslaap het en toe skus ek lees sywaarts hier so ek weet nie of jy kan lees Peer. Kom ons kyk, waar begin hy? Wayne Botha en elke vrou se lewe gered saam met dokter Comic in ongevalle SR Carotis arterie afgebreek. Was 'n verpleegster wat geslaap het toe breek hulle by haar huis in. Sy was swanger, sy leef vandag. Okay. Ja, ek weet nie daarvan, maar ja, dit was nie net ek wat op die tonele was, dit was baie goeie paramedics daar buite wat ook goeie tonele gedoen het. En ek moet sê ek sal ek gaan met Eben gesels, ek het sy nommer gekry. Laat ons met hom ook gesels. Dit is belangrik dat 'n mens al meer van hierdie goedes uitkry. Want great is. En dan wil ons het vroeër daaraan aangeraak tow truck drivers. Yes. Dis ouens wat 'n spioen sê, hy het nou sy naam gegee. Henry. 'n spioen Henry. Ja. Ja, Henry sê laat ek jou vertel van die saak met die US Secret Service. Okay. Wat Henry nie besef nie is ek is meer nuuskierig as wat jy is. Ek moet Henry nou môre bel. Asseblief. Maar oor tow truck drivers, ek wil vanaand stil staan by hulle wat ook heroes is in my opinie. Ek het vroeër gesê laasweek was ek by 'n ongeluk toneel spesifiek waar hierdie ouens regtig uit hulle pad uit gegaan het om die medics, die brandweer, wie ook al hulp nodig gehad het hulle gehelp. En op die einde van die dag toe almal se werk klaar is, toe sit net die twee ouetjies van die tow truck wat die res moes gedoen het. Toe klim almal in karre en ry. Gelukkig was daar ouens wat agtergebly het van die medics en brandweermanne, maar dit het my baie keer laat besef dat hierdie ouens help
help die medics, help die polisie met wat ook al hulle kan. Soos wat jy sê, is dit net om 'n drip vas te hou of om traffic te regulate of wat ook al. En hulle werk begin eers wanneer alles verby is. En dan moet hulle dit ook meeste van die tyd maar alleen doen. So ek moet sê ek het nogal baie respek vir die tow truck drivers. En jy sê jy het al 1 of 2 keer daar intien jou tow truck driver het jou al gehelp om 'n kar te 'n pasiënt te stabiliseer of iets voordat die brandweer daar kon uitkom? Nee, wel 'n paar keer wat waar jy weet jy kom daar aan en die towing ouens is al klaar daar of hulle kom kort agter jou by die toneel aan en so aan. En jy weet die kar is onstabiel en jy weet hulle het baie goeie winches en so aan en jy wil graag inklim by die kar, maar die kar maak jy weet hy wieg so. En dan vra jy hulle, jy weet, dus maak jy die kar net stabiel vir ons en jy weet hulle vang hulle kettinge en hulle winches sonder om te huiwer, jy weet, en hulle dan dink hulle nie eers oor jy weet tou, jy weet die kar tou en sulke dinge, weet om die kar te kry. Hulle dink ook eers aan die pasiënt. Jy weet hulle help jou basies tot die brandweer daar aankom dat hulle die persoon kan uitsny, maar jy voel veilig al klaar want die towing ouens het hierdie ou, jy weet die kar vasgetrek vir jou dat jy kan inklim en begin behandeling. Jy weet een wat ek kan onthou was op die Boy Loupad waar 'n vrou vasgesit het in 'n so op haar sy in 'n culvert. En dit was baie onstabiel om daar aan te klim en sy het, jy weet, erger pyn gehad, sy het haar humerus gebreek, jy weet die boarm. En ek kon nie inklim nie want elke keer as ek by die kar wil inklim dan wieg hy so en daar was so afdraande op die ander kant. Ek was bang ek klim in en dan jy weet voeter ek en die pasiënt en die kar daarin. En ek het 2 ouens gevra van die towing ouens terwyl ons nou wag vir die brandweer om net hierdie kar net vas te trek laat ek kan inklim en begin behandel met die jy weet behandeling toepas op hierdie pasiënt. En sonder huiwer het hulle ingespan, jy weet hulle winches gebruik, kar vasgetrek en toe kon ek inklim en ja, gil, toe vat ons, jy weet, toe vat die brandweer nou 'n hele rukkie om daar uit te kom en hulle tot gehelp om die deur oop te maak vir my, jy weet, met hulle tools wat hulle agterop het en die pasiënt uitgekry nog voor die brandweer eers opgedaag het. Jo, ek moet gou so stil staan. Grasie sê, ek voel dit is beter vir my om my eie lewe te neem. Nou Grasie, ek wil jou graag uitnooi. Ons almal besef die lewe kan baie keer baie hard druk. Maar ek wil jou bitter graag vra, inbox either vir my of Lance. Kom ons gesels net eers voordat jy iets doen. Nie ek of Lance het al die antwoorde nie, maar glo my, daar is lig aan die einde van die tonnel. En ek sien, daar's altyd 'n uitweg. Daar's altyd 'n ander uitweg. Jy weet, bly dat uitreik, jy weet, hierso, jy weet, bly, steek jou hand uit en bly jou hand uitsteek asseblief, ons sal jou dadelik antwoord, Grasie, hoor. Asseblief. Daar's altyd 'n uitweg. Die asseblief, as dit een ding is waar ek baie ernstig is dat daar is ouens wat saam met jou sal staan en goed en stuur vir ons 'n inbox, laat ons met jou kan opdaai. En al wat ek vir jou nog wil vra is, bly net nog so 'n paar minute op die live, want eintlik waar Lance vandag in sy lewe is, Lance is 'n chaplain. En hoekom ons deur die hele pad gestap het met Lance oor van die gory scenes en daar's nog baie goed waar ons kan praat, maar ek dink dit is belangrik dat mense soos Grasie ook moet verstaan waaroor gaan hierdie en dit is toe Lance God sy encounter met God gehad het, was dit vir hom die grootste adrenaline rush, dit was vir hom meer impactful as enige van hierdie goed wat ons vanaand gehoor het. So Grasie, ek wil vir jou sê dat ons wil regtig, ons steek ons hande na jou toe uit, inbox ons, either vir my of Lance, en laat ons 'n pad saam met jou stap, asseblief, laat ons 'n pad saam met jou stap. Asseblief, ja, Grasie. Tik net gou, Grasie, of jy dit self doen, asseblief, tik net gou, hierso, al stuur jy net 'n thumbs up.
Maar ja, ek sê ander mense gesels ook nou met hom, maar grasie asseblief stuur net 'n thumbs up dat jy at least een van ons sal inbox, my of Lance. Asseblief, grasie. En dan Lance, ja, so kom ons kom by die belangrike gedeelte uit. En dit is waar jy vandag is. Jy is nog steeds 'n advanced life support paramedic. Ek was al saam met jou op tonele as dit, maar ek was ook al saam met jou en JP by trauma tonele waar jy trauma support gee aan geliefdes en frontliners. Vertel 'n bietjie meer van hierdie wêreld van jou en soos wat van hierdie wêreld nou van trauma support en chaplaincy is vir jou awesome. Maak jou diepte daarin. Ja, wel, soos jy sê, jy weet, ontmoeting met die Here is by ver, jy weet, 'n meer adrenaline rush, jy weet, ek was ook daar waar grasie was op 'n tyd. En jy weet, daai ontmoeting, jy weet, weer om, jy weet, alles te gesien het, jy weet, deur my lewe en so aan. Jy weet, ek was 'n Christen, maklik om te sê, jy weet, ek het 'n kruis om my nek gedra en alles was hankie dorie, jy weet. Maar ek het baie in die wêreld gelewe en ek was te trots om te erken het dat ek help nodig gehad het, jy weet, deur al hierdie jy weet, slegte goedes wat ek gesien het. Jy weet, cowboys don't cry and we don't need help en so. En jy weet, met al hierdie akkumulasie van trauma en nie uitlaat, jy weet, dat ek myself, my lewe verwoes, deur om 'n paar dinge te doen, nog steeds geoperate en nog steeds gedink ek was, jy weet, the bee's knees, jy weet, as jy so kan sê. Met my lewe het ek, toe ek my lewe draai en ek het die Here, jy weet, 'n ontmoeting gehad met die Here, nie, jy weet, Bybel gelees en sulke goedes, maar daai werklike ontmoeting met die Here, het my perspektief met alles wat ek gesien het, heeltemal verander. Dat daar, jy weet, daar's nog steeds, ek dink ek laasweek ook gesê, jy weet, daar's 'n collateral beauty in alles. Al is dit slegte dinge wat met jou aangaan en sulke dinge, daar is altyd 'n uitweg, daar's altyd 'n kollaterale mooiheid, jy weet, veral as jy daar uit is, jy weet, jy sien dit nie altyd raak as jy in 'n situasie is en jy's jy weet, blind, jy weet, vir enigiets wat goed is. Maar eventually as jy die goed kan sien en die goed kan sien verander, jy weet, jy besef daai collateral beauty al is dit uit dood uit, jy weet, daar is 'n collateral beauty daar uit. En as jy jy weet, groter word in die Here, jy besef al hoe meer of nader skuif in die Here, beter terme, nader skuif in die Here, besef jy weet, al die goedes wat in jou lewe gebeur het, wat jy gesien het, wat jy ervaar het, en so aan, kan ten goeie gebruik word. Jy weet, as jy 'n kind van die Here is. En ja, soos my ervaring is met al die slegte goedes, kan ek nou dit vat uit my hart uit en sê, jy weet, ons dien 'n groot God, al het ons jy weet, 'n slegte ervaring gehad, of iets, jy weet, eerstens, ek meen, God het die gawe vir my gegee om mense in daai noodsituasie te behandel, jy weet, al was ek 'n kopchristen, het hy my nog steeds gebruik, so slim is die Here, you know, maar nou dat my lewe verander het, ek voel, jy weet, meer en meer 'n hart en 'n empatie vir my pasiënte, as ek nou meer besef van my pasiënte se agtergrond en gevoelens, ek kan nog steeds 'n paramedic wees, ek kan nog steeds 'n drip opsit, ek kan nog steeds die pynmedikasie toehou, maar daai wat se naams behandeling, jy weet, waar jy die emosionele welsyn van die pasiënt ook in ag neem, jy weet, meer as net om te sê, ag sorry tannie, en 'n handjie vashou, jy weet, jy kan op 'n meer dieper vlak met die persoon gesels, oor die Here, as hulle wil graag gesels oor die Here, of jy kan net algemeen met die persoon gesels ook, en jy weet, you got a better relationship, want jy sien die lig, jy sien die sout werk van daai aspek ook, as jy na die Here beweeg het, en jy weet, na die Here gegaan het. So dit het my heeltemal 'n ander perspektief gegee van my werk.
Nou het jy gepraat het van jou so kop Christen, jy het nou die dag in jou boodskap het jy gesê jy het oor Syria gepraat en die Christene wat daar vervolg word. Ja, En jy het gesê you can't go to Syria and play Christian. ja, Jy kan nie Christendom speel daar nie, ja. because there it's the real deal, want as jy sê jy's 'n Christen, it's Ja, it's one way or the other. Dis dit, ja. Ek meen hierso in Suid-Afrika, dis so gemaksone. Jy kan na 'n kroeg toe gaan, half gesyp wees en nog sê hey, ek's 'n Christian, you know. En niemand gaan iets jy weet, nobody's going to even batter an eye about it. And to go to like a place like Syria of even the Congo, daar's plekke wat daar gebeur, jy weet, dinge wat daar gebeur met die Christene. Dit is regtig, you can't play Christian. En dit is ook wat ek besef het in my werk ook, you know, you can't play this Christian tot met jou pasiënte wat in 'n in 'n sleg situasie is. Jy kan nie speel jy weet daar's 'n God en daar is 'n God. Jy weet jy moet daai persoon nie soveel met woorde, maar jy moet ook hom probeer lei na die lig toe en die lig moet natuurlik van jou afkom. So ja, jy hoef nie eens woorde te gebruik nie. Eben sê hy kon al 'n terminale pasiënt na die Here toe lei. Yes, dis wonderlik. Dis wonderlik. Dis Maar ek wil wel vanaand afsluit. En Gracie steek nog op my vas en ek dink Cupcake het gesê ek moet hom daar inbox. Ek wil vanaand 'n uitnodiging uitreik as daar enigiemand is wat hierdie live kyk wat voel die lewe druk bietjie te veel. Weet net ek en Lance verstaan ons was nie saam al daar nie, maar ons was al elkeen was al daar gewees en goed en ek wil jou aanmoedig, praat eerder, bel 'n pel, inbox ons, en laat 'n mens koppe by mekaar sit. En eerder jou deurtrek. Ek sê altyd, it's a bad day, not a bad life. Ja. Môre voel jy weer jouself en jy kan die lewe in die oë kyk, maar tot en met dan het ons almal maar altyd hulp nodig. Al is dit net 'n skouer op te huil, of ja, iemand wat kan luister. Wag. Gracie sê ten spyte van hoe ek voel het die Here my seun gespaar in 2 ongelukke in 2 maande uitmekaar uit. Ja, Gracie. Gracie, ek wil jou regtig vra, inbox een van ons, al is dit die belangrikste ding wat vanaand met hierdie live gebeur en dit is dat ons by jou stil staan. Ja. Inbox ons, laat ons kyk ons koppe by mekaar kan sit. Soos wat Lance sê, daar's altyd 'n uitweg. Ja, ons wil graag van jou hoor. Asseblief Gracie hoor. Ja, so ek dink ons kan maar afsluit. Daar's al baie goed. Ja, ek het nog 'n hele lys, maar ons kan dit vir volgende live doen. Ons het ander gaste wat ons wil bykry. Maar Lance, het jy 'n laaste woord of encouragement en dan sê vir ons afsluit. Ja, ek sal definitief. Baie dankie. En dankie Peer vir jy weet jou platform wat ons gebruik en jy weet wat ons kan doen hierso. Jy weet om uit te reik en dit is jy weet om die Here groot te maak, al is die situasie bad. Al die tonne dinge wat ons gesien het as nooddienste mense, ja, ek kan jou altyd sê daar is 'n uitweg. En dis is jy weet hierdie Gracie is nou regtig op my hart en ek is bly jy reik uit Gracie, jy weet. Ek wil jou encourage regtig soos Peer sê, jy weet, reik uit nog steeds. Daar's altyd 'n uitweg. Jy weet, jy het 2 pragtige kinders wat gespaar is. En jy weet om uit te reik is die eerste stap. No matter the situation, hierdie is nou vir almal, jy weet, no matter the situation, jy weet, ek het altyd gesien, daar's altyd 'n testimony uit 'n situasie uit, jy weet, God is groot. Ek sê nie hy laat slegte dinge met mense gebeur nie, jy weet, ons is in 'n donker wêreld, ons is hierso gebore met dinge wat kan gebeur, and you know, unfortunately life does happen, but as jy jou steuning sit, jy weet jou pilaar sit in die Here,
En ek het soos wat ek gesê het op Sondag, jy weet, 'n stronghold in die Here kry, nee, is dit die veiligste sone wat jy kan ooit wees, om jouself te collect en jouself te red in die regte way wat die Here sal jou wys as jy uit daai stronghold uit lewe. Jy kan dit nie alleen doen nie. Jy kan. Ja, en daar's altyd 'n uitweg. Altyd. Martin het nou net gejoin. Dis 'n volunteer firefighter daar in die Oosrand. Ek het hom actually online ontmoet. Okay. Hy ken vir Morney Momsen baie goed. O, mooi man. Ja. Ja. Martin het bietjie laat gejoin. Ons gaan volgende week Dinsdag, kyk het gevra wanneer gaan ons weer live? Ons gaan volgende week Dinsdag weer live gaan, selfde tyd, selfde plek. Maar ja, Lance, as jy vir ons kan afsluit en ja, grasie asseblief reik uit. Ek weet ons klink nou soos grammofoonplate wat vashak, maar voordat jy iets doen, praat jy so. Joe Black het gesê dis okay om nie okay te wees nie. En ek is eerlik as ek vir jou sê dit is okay om nie okay te wees nie. Maar is nie okay om daar te bly nie. En daar's ook 'n ander ding wat ek gehoor het, jy weet, God didn't bring you this far to only get this far. Ja. Ja, daar's ook baie fight in jou en jy voel dalk nie so nie, maar asseblief inbox my of Lance, laat ons jou bystaan en Jenny in 'n pad saam met jou stap. Maar ja, Lance gaan vir ons afsluit en dan ja, julle kan vir Lance gevolg, sy profiel tel nou mooi op, hy gaan nou meer content begin te post daar ook. En ook Lance is die van die Frontline of Hope Ministries. As julle daar wil gaan inloer, daar's goed van JP en Lance en goed. Hulle website en alles ook. So ja, ondersteun. Hulle het fondse nodig om te kan doen wat hulle doen. Ek weet, ek, Lance en JP was Sondag aand net voor 10 by 'n toneel en ons het maandagoggend eers na 1 dag gery. So as julle wil ergens saai of wat ook al, kontak vir Lance. Hy kan vir julle sê waar is daar benodighede. Maar Lance, ja, kom ons sluit af, laat ons volgende week genoeg content het vir volgende week. 100%, dankie man. Laat ons die sluit. God ons hemelse Papa, baie dankie vir die voorreg om so by mekaar te kom. Dankie dat Here so 'n goeie Papa is, dat jy altyd daar is vir ons. Jy's 'n werklike stronghold in elke situasie, Here. Here, ek vra dat jy net staadjies sal plant in elke persoon se hart wat hierso geluister het, Here, dat hulle kan jou volg en jy sal hulle lei na die regte plek toe. Here, dat daar altyd 'n uitweg is, al is die situasie so donker, Here. Here, dat jy die lig is, dat jy die sout van die aarde is, dat jy dit plant in ons en mag ons die lig vir jou ook dra, Here, in hierdie donker wêreld. Here, ek vra net vir beskerming oor ons, vra net vir elke persoon wat hierso geluister, dat jy hulle seën met wysheid en krag in hulle lewe en in hulle finansies en hulle werk ook, Here, vir die frontliners wat geluister het vanaand, Here, ek vra spesiaal dat jy hulle sal veilig hou daar buitekant op tonele. En ek dankie, Here, dat jy altyd saam is in Jesus naam. Amen. Amen. Awesome, julle sterkte en Lance, weer eens baie dankie vir jou tyd en baie dankie vir julle almal wat gejoin het en wat gepraat het. Dit was vir my verskriklik lekker. Volgende week selfde tyd, selfde plek. Ja, kap ons om. Sterkte julle. Bye.